Ons lees in Lukas 8, vers 1 tot 3, en daarna het Jesus die een stad en dorp na die ander deurgereis en gepreek en die evangelie van die koninkryk van God verkondig. Hoeveel van u weet dat Jesus na die aarde toe gekom het om die evangelie te verkondig? En so het Jesus ook, glo ek, vir ons, wat in Suid-Afrika woon, na Afrika toe gestuur om die evangelie van God hier te verkondig. My en jou roeping in Afrika is om hier te wees, om God se evangelie te bring, om sy goeie nuus te bring. En dis die primêre rede wat ons het om te bestaan in hierdie land, is nie noodwendig om onsself te verryk nie, maar om sy evangelie te bring. En ek dink God roep ons as 'n nasie, as 'n volk weer terug, en hy sê, die rede hoekom ek jou hier geplaas het, in hierdie land, is om van Kaap tot in Kaïro, my evangelie te bring. Skrif leer vir ons, dat dit is die evangelie, is the gospel of Jesus Christ, that is the power of God unto salvation. Dis die evangelie van Jesus Christus, wat ons land kan red, wat elke hart en elke huis kan red. En dis asof daar vir my 'n terugroep is in God se hart om te sê, ek roep my mense terug na daardie doel, om God se evangelie te bring. Wat interessant was en regtig opvallend van ons tyd in Amerika, was twee goed, baie meer as twee, maar as ek dit kan opsom, is dit twee goed. Oral waar jy reis, sien jy bordjies by privaat wonings, maar ook in publieke plekke, met hierdie stelling, dis 'n skrif wat hulle quoteer, blessed is the land whose God is the Lord. Blessed is the land whose God is the Lord. Geseënd sal die land wees, wat God hulle Here maak. En wat ons gesien het in Amerika, was hoe geseënd 'n land kan wees, as God waaragtig hulle Here is. Ons was natuurlik meer in die suidelike state, waar daar 'n baie sterk gelowige gemeenskap is. Ek reken in die suide sal tussen 70 en 80% van die mense die Here dien. In die noorde en in die westelike het jy meer jou left wing ouens, wat dalk nou meer vir ander goeie staan, maar waar ons beweeg het, is daar 'n baie sterk kultuur van ek en my huis sal die Here dien. En dit was geweldig opvallend om te sien hoe geseënd 'n land is wat God eerste stel. Die tweede ding was natuurlik ook om te sien hoe geseënd 'n land is wat 'n regering het wat wil hê hulle mense moet floreer. Dit was baie opvallend. As jy in Amerika woon en jy sukkel of jy is arm, dan wil jy sukkel en jy wil arm wees, want jy het elke geleentheid om te floreer. En my bede was, Here, bring ons land weer by 'n plek waar ons sê, die Here sal God wees in ons land. Die Here alleen sal die God wees in ons land. En Here, gee vir ons 'n regering, ek gee nie om hoe hulle lyk, wat se kleur hulle vlag is nie, maar gee vir ons 'n regering wat nommer 1 God eerste stel, en nommer 2 die belange van sy mense eerste stel. 'n regering wat wil hê ons land moet floreer. Kan ons bid vir dit? In hierdie tyd wat ons nader kom aan 'n verkiesing, en ek weet dis die munisipale verkiesing wat geweldig belangrik is, want dit is regtig in die munisipale waar die groot tenders gedoen word. Vader, ons vat sommer hierdie tyd nou, en ons sê, Here, ons begeer om weer in 'n land te leef waar God eerste geplaas word. En laat dit by ons begin, Here. Laat ons soos Josua sê, as vir my en my huis, ons gaan die Here dien. Ons gaan God eerste plaas. Ons gaan die Here ons God maak in hierdie land, en niks doen of niks sê of niks beplan sonder dat ons eers met U daaroor gepraat het, want ons soek U seën, nie net U seën nie, ons soek U wil in alles wat ons doen. Vader, dan bid ons ook soos die woord vir ons aanbeveel is om te bid vir die regering. En ons bid, Here, dat selfs in hierdie volgende verkiesing daar 'n geweldige skuif sal kom, Here, en ons kan nie bid vir 'n blou party of 'n geel party of 'n groen party of 'n rooi. Ons bid dat dit 'n goddelike party sal wees wat U eerste stel en die belange van die burgers van Suid-Afrika sal tweede stel en nie hulle eie belange eerste stel nie.
Ons bid vir 'n skuif in die politieke landskap, soos wat daar aan die vorige verkiesing was, waar daar na die tyd gesê het, dis 'n geskiedkundige skuif wat plaasgevind het. In die geskiedenis van wêreldpolitiek was daar nog nie so skuif nie. Ons bid vir 'n soortgelyke skuif, Here, sodat ons land nader kan kom aan wat U bestem het sy moet wees. In Jesus naam. Amen. En amen. My seun het my gevra om asseblief nie politiek te praat vandag nie. So dit was nie 'n praat nie, dit was net 'n gebed gewees. Is dit right? Is dit aanvaarbaar? Ek kan nie vir jou sê wat jy moet stem nie, maar ek kan vir jou aanmoedig om by die Here te hoor en dit 'n saak van gebed te maak. Kom ons lees gou weer. En daarna het Jesus die een stad en dorp na die ander deurgereis en gepreek en die evangelie van die koninkryk verkondig. Hoekom? Want die evangelie van die koninkryk is die hoop van ons nasie, is die hoop van elke nasie. En die 12 was saam met hom. En ook sekere vroue, neem kennis, ook sekere vroue wat genees was van bose geeste en siektes. Jy sien hierdie groep vroue wat saam met die 12 disippels beweeg het en Jesus gevolg het, was almal diep uitgehaal, wat deur bose geeste beset was, en onderdruk was, en deur siektes onderdruk was, en Jesus het hulle vrygemaak en gesond gemaak, en hy het soveel dankbaarheid, kon hulle nie anders as om Jesus te volg nie. Hulle name was Maria, wat Magdalena genoem word, waaruit hy 7 duiwels uitgegaan het, en Johanna, die vrou van Chusa, bestuurder van Herodes, en Susanna, baie ander, wat hom almal met hulle besittings gedien het. En hierdie vrouens het Jesus gevolg en gedien. En so ek wil vandag met jou vanoggend gesels oor vroue wat Jesus gevolg het. Dis nie al die vroue wat Jesus gevolg het nie, maar ek wil vandag fokus op 5 spesiale vroue wat Jesus gevolg het. En ek sien soveel van ons vroue in ons gemeente, in hulle lewens, en dit praat met my, en ek hoop dit gaan jou vanoggend bemoedig. Jy sien, Jesus het geleef in 'n tyd en 'n kultuur waar vroue dikwels misken was en misgekyk was. Vroue was dikwels in sy tyd gesien as 'n mindere wese, tog verwelkom Jesus hulle. Hy leer hulle, hy genees hulle, hy eer hulle, hy ag hulle waardig en hy vertrou verantwoordelikheid toe aan hulle. Dikwels was vroue onderskat in Jesus se tyd en sy era. Maar tog, dink bietjie aan elkeen van ons het in hierdie wêreld ingekom deur 'n vrou. Draai miskien so na jou buurman of buurvrou toe sê, dit was 'n vrou wat jou in hierdie wêreld ingebring het. Ek hoop so. Elke groot wêreldleier, elke groot godsman is deur 'n vrou in hierdie wêreld ingebring. Elke huis word in essens deur 'n vrou gevorm of deur haar invloed gevorm. Elke kerk, selfs hierdie kerk, word versterk. Jy weet, ek dink omtrent 60 of 70% van ons vrywilligers in City of Hope is dames wat ons dien. Die Bybel beeld nie vroue uit as 'n nagedagte of 'n tweedangse citizen, as ek dit so kan noem nie. Maar beeld vroue uit as deel van God se verlossingsplan. Van Genesis tot Openbaring speel vrouens 'n sentrale rol in God se plan. En Jesus vier ook vrouens, hy celebrate vrouens, soos min ander godsdienstige leiers dit gedoen het. Hy sien hulle waarde raak. Hy het hulle nooit uitgebuit of geïgnoreer nie, of verkleineer nie, maar hy het hulle herstel en hulle 'n purpose gegee, 'n doel gegee. En daarom wil ons vandag vroue vier, nie net omdat dit Vrouedag is nie net omdat ons kultuur in die wêreld sê ons moet vroue vier nie, maar omdat Jesus self ook vroue gevier het. En daarom is hierdie boodskap ook vir ons mans, dat ons vandag by Jesus kan leer hoe om ons vroue te celebrate, nie net ons vrouens nie, ook ons dogters, ons moeders, die vroue in ons lewe, om hulle te beskerm, hulle ook te waardeer. En so, kom ons kyk vandag na 5 vroue wat Jesus gevolg het. Jesus raak die onaanraakbare aan. Skus, daar's 'n bietjie van 'n spelfout. Vergewe my asseblief, Amanda. Sy is my editor, maar ek het nie tyd gehad om hierdie een vir haar te stuur nie. So. Jesus raak die onaanraakbare aan. Dis die vrou met die bloedvloei in Markus 5. En ek kan nie vir jou vertel
Hoeveel keer in my lewe, wanneer ek geworstel het met iets wat ek nie 'n deurbraak kan kry, het ek my Bybel gaan oopmaak in Markus 5 en gaan oplees, weer en weer en weer, hierdie vrou se verhaal, ware verhaal in Markus 5 nie. Vir 12 jaar lank sukkel sy met bloedvloei. En vir 12 jaar lank spandeer sy alles wat sy het aan geneeskundiges, aan dokters, om haar te probeer gesond maak, totdat sy niks meer het nie. Sy het niks meer fondse nie, haar finansiële hulpbronne is uitgeput, maar sy is besig om uit te bloei. En natuurlik as jy aan bloedvloei ly, want dan natuurlik die Jode het bloed gesien as iets wat vuil was, vir alles het 'n siekte was, so sy was 'n verstoteling, sy was iemand wat jy nie mag aanraak nie, want dooie vuil bloed sou jou onrein laat wees, dan moet jy weer gereinig word, en so sy was die onaanraakbare, niemand wou haar aanraak of naby haar kom nie, as sy in 'n vertrek inloop, dan almal weggestaan, amper soos 'n melaatse. Maar Jesus raak die onaanraakbare aan. Inteendeel, dis nie hy wat haar aanraak nie, dis sy wat hom eerste aanraak. Want die Bybel sê, sy sê in haar hart vir haarself, as ek net die soem van sy kleed kan aanraak, dan weet ek iets sal gebeur, dan weet ek gaan heel gemaak word. En ek kan myself net indink hoe sy deur die skare moes kruip, want mense sou haar wegstoot en verstoot, niemand wou deur haar aangeraak word nie. En sy sou moontlik op die grond geval het en deur die skare moes kruip om tot by Jesus te kom. En op daai oomblik toe sy kleed aangryp, toe draai Jesus om en hy sê, wie het my aangeraak? Die disippels is verbaas. Hulle sê, Here, hoe kan u so vraag vra, want almal raak u aan. Die Amplified Bible sê dit so mooi, die disippels se antwoord in die Amplified is, you are being hard pressed by the crowd. Jesus, die skare skuur teen u. Daar is honderde mense wat u volg en u word gedruk soos in 'n drukgang deur mense. Hoe kan u vir ons vra, wie raak u aan? Honderde mense raak u aan op dieselfde tyd en Jesus draai om en hy sê, julle verstaan nie, iemand het my op 'n ander manier aangeraak. Iemand het my op 'n manier aangeraak wat my aandag gearresteer het, wat die hemel laat stil staan het, want genesingskrag het deur my gevloei na toe ek kon voel hoe iemand my aanraak en die hemel oopmaak en deur my vloei en haar genees. Vriende, toe ek vir 10 jaar lank 'n knieprobleem gehad het en by van die beste ortopede in die land was, die scans gaan doen het, en 4 of 5 van hulle vir my sê, ons kan niks vir jou medies doen nie, jy het 'n kondisie wat nie medies, ons kan jou knie oopsny, maar daar is geen waarborg dat ons enigiets kan doen vir jou nie. En ek vir 10 jaar lank die kondisie het, wat ek nie langer as 5 minute kan staan of loop, sonder verskriklike pyn nie, het ek dikwels na Markus 5 gedraai, en het hierdie vrou se geloof hoop geput. En het dieselfde tipe desperaatheid en geloof wat sy gehad het, na God gedraai en gesê, Here, as ek net u kan aanraak, weet ek, iets kan gebeur in my lewe. En miskien is jy op 'n desperate plek, miskien is jy by 'n plek waar jy voel, ek kan nie aangeraak word nie, miskien is daar skande in jou lewe, miskien is daar iets waar jy so skaam voel. Jesus sê, ek is bereid om aangeraak te word deur die wat onaanraakbaar is. Maar ek moet myself reprogrammeer, ek moet vir myself sê, so dikwels het ek myself gevang as ek haar storie, haar verhaal lees, dan word ek geïnspireer en ek begin met myself net weer praat en ek sê, as ek net die kleed van sy soem kan aanraak, as ek net vir Jesus kan aanraak, dan weet ek iets gaan gebeur. Maar ek wil hom nie aanraak soos die skare hom aanraak. Ek wil hom nie aanraak soos honderde en duisende mense verby Jesus skuur, Sondag na Sondag is hulle in 'n kerk, Sondag na Sondag hoor hulle die woord, Sondag na Sondag het hulle omgang met sy mense. Ek wil Jesus aanraak soos hierdie vrou wat in haar hart gesê het, daar's 'n desperaatheid, Here, ek het U nodig. Ek wil Jesus aanraak op so 'n manier dat wanneer ek hom aanraak, die hemel tot stilstand kom.
sy aandag gearresteer word. Ek wil hom so aanraak dat hy sal omdraai en sê, wie het my aangeraak? Want iets het uit my uitgevloei. Iemand het my met 'n ander verwagting aangeraak. Iemand het my met 'n dieper sin van geloof aangeraak. Dis so ek Jesus wil aanraak. En mag ek jou vandag aanmoedig om nie net Jesus op 'n godsdienstige manier aan te raak nie. Om nie net Jesus aan te raak omdat jou gewoonte is om Sondag kerk toe te kom nie, maar wanneer jy kom ons druk in, kom ons druk deur die skare, kom ons skryp deur die skare as ons moet en ons sê, Here, ek het 'n aanraking nodig van U. Een aanraking van God kan jou lewe en my lewe verander. Een aanraking van God kan jou hart en jou huis verander. Een aanraking van God kan jou kinders wat van die pad af is terugbring na die Here toe. Een aanraking van God kan jou besigheid, belange of jou finansies of jou werksituasie verander. Een aanraking van God. Maar ek kan hom nie dan, soos die Engelse sê, casually aanraak nie. Ek kan hom nie net uit gewoonte aanraak nie. Ek kan hom nie net godsdienstig aanraak nie. Ek moet hom aanraak met 'n ander verwagting in my hart. Die tweede een is Jesus sien die onsigbare. Ek dink nie ons gaan by al die 5 vrouens uitkom nie, maar dis ook alright. Ons gaan by Jesus uitkom vandag. Jesus sien die onsigbares. As 'n vrou wat sy voete was in Lukas 7, daar's verskeie ware verhale waar vroue kom en sy voete gewas het. Die een in Lukas 7 tref my verhaal, sy was gesien as 'n sondige vrou. Jesus het haar 'n paar keer vrygemaak. En toe hy dankbaarheid kom sy en sy giet haar olie uit. Eerstens was sy voete met haar trane, droog dit af met haar hare, breek toe 'n kruik vol kosbare olie en giet dit op sy voete uit. Sy is in die huis van Simon die Fariseer en al wat Simon sien is haar verlede. Jesus sê sy's 'n sondige vrou en as jy 'n ware profeet was, sou jy geweet het sy's 'n sondige vrou. Hoe kan jy haar toelaat om naby jou te kom? Hoe kan jy haar toelaat om jou aan te raak? Simon die Fariseer, die godsdienstige, kyk vas in haar verlede. En as gevolg van haar skandelike verlede sien hy nie raak die mens wat sy is nie. Sien hy nie raak die hart, die opregtheid van haar hart nie. Maar Jesus sien haar hart raak, hy sien haar diepste nood raak. Jesus kyk nie vas in haar verlede nie, maar hy sien haar toekoms. En Jesus draai om en hy sê vir Simon, wat sy gedoen het hier. Hy sê in Engels, it's a beautiful thing, it's 'n pragtige ding. En hy sê, jy, Simon, het my nie eers my hande gewas en my voete gewas toe ek in jou huis inkom nie. Dit was deel van hulle kultuur in daardie tyd. As jy 'n gas ontvang het, dan het jy hom vereer deur jou laagste slaaf in die huis te kry om sy voete en sy hande te was. Want hulle het op stofpaaie geloop en die stofpaaie is deur donkies en perde gedeel, so daar was so 'n bietjie perde mis. Ek dink dan nie dit was American showperde gewees, sosiaalse perde nie, maar dit was perde gewees. So as jy by my huis aankom, dan is jou voete bietjie vol mis en vol stof en jou hande is vuil. Ek onthou toe ons Turkye getoer het jare gelede, as jy by 'n fancy restaurant inkom, dan gooi hulle, dis 'n tipe olie, maar uit 'n alkoholbasis, het so suurlemoengeur gehad. Dan gooi hulle dit op jou hande en hulle sê, smeer sommer jou gesig met dit af. As hulle dit op jou gooi, dan is jou hande, as jy sommer vars, jy's in daai hitte, dit was 50 grade Celsius gewees. En die oomblik as jy daar instap in daai plek en jy was jou hande en jou gesig, dan is jy vars. Jesus sê, Simon, jy het nie my hande gewas of my voete nie, jy het my nie eers geëer as 'n gas in jou huis nie. Jy het my nie olie gegee nie. Maar hierdie vrou, van ons ingekom het nie opgehou om my voete met haar trane te was. En sy het die kroon van haar skepping na hare gebruik om dit af te droog. En sy het kosbare olie op my voete gegiet, sy het my vereer in 'n plek waar ek onteer was. En Jesus sê, daarom sal dit wat sy hier gedoen word, orals verkondig word, waar my evangelie verkondig word, sal mense haar storie vertel. En sy skryf haar verhaal, haar geloof, haar liefde vir Jesus, word verkondig 2000 jaar later op hierdie platform vandag, waar die evangelie gepreek word daar van hierdie vrou se daad van liefde en aanbidding gepraat. Is 'n vrou wat Jesus gevolg het
ten spyte van, ten koste van. Jou identiteit word nie bepaal deur jou grootste fout wat jy in jou lewe behaal het nie. Jou identiteit en my identiteit word bepaal deur die kruisdood van Jesus, die prys wat hy bereid was om te betaal vir jou en my. En hierdie vrou het dit gewees. Jesus sê, sy het baie om voor dankbaar te wees, daarom het sy baie lief gehad. Sy weet waarvan ek haar vergewe het. En ek weet nie of jy en ek, so dikwels is dit maklik om te vergeet waarvan God ons vrygemaak het. Om te vergeet die sondestruk waaruit hy ons losgekoop het. Ons dien die Here dalk al vir 10 of 20 of 30 of 40 jaar en ons vergeet hoe ons lewe was voor Jesus. Maar hierdie vrou kon dit nooit vergeet nie. Sy het gesê, ek sal nie vergeet hoe my lewe was voor Jesus nie. Ek was 'n gemors, maar Jesus het my iets gemaak. Ek was niks werd nie, maar Jesus het my werd gemaak. Sy was van baie vergewe en daarom het sy baie lief gehad. Jy weet, godsdiens herinner vir jou en my aanhoudend aan alles wat verkeerd is met ons. Godsdiens, Simon die Fariseer herinner Jesus aan alles wat verkeerd is met hierdie vrou. Sy's 'n sondige vrou, sy was besmoontlik 'n prostituut gewees. Jesus, dis alles wat verkeerd is met haar, maar Jesus sê, ek stel nie soveel belang in alles wat verkeerd was met haar, as wat ek belang stel in alles wat reg is met haar nie. En wat reg is met haar, is dat ek die hoogste prys gaan betaal vir haar, dat my bloed haar skoon gaan was, dat sy vergewe is, dat sy vrygekoop is, en dat sy 'n dogter is van die Allerhoogste God. Vroue wat Jesus gevolg het. Nommer 3, Jesus vergeef die onvergeefbare. Soortgelyke vrou in Johannes 8, word in die daad van egbreek gevang en die Fariseërs en die skrifgeleerdes sleep haar en werp haar voor Jesus neer. En sê Jesus, die wet van Moses laat ons toe om haar te stenig. Wat sê u? En hulle plan is een van 2 dinge. Hulle is bloeddorstig. Hulle stel hulle self aan as die staatsaanklaers, as die jury, as die regter, en as die executioner. Hulle is bloeddorstig, hulle wil haar gestenig het. En as Jesus dan sou opstaan vir haar, dan kan hulle Jesus aankla dat hy die wet van Moses breek. En Jesus onderskei die motief in hulle hart. En Jesus sê, julle gaan hierdie vrou vandag nie stenig op julle tyd en julle terme. En julle gaan my nie aankla op julle tyd en julle terme nie. En hy buig af en hy skryf in die grond met sy vinger. En hy weet nie wat hy skryf nie. Maar meneer Blok, ek vermoed hy begin dalk om hulle name neer te skryf. Elkeen se naam wat daar gestaan het, en miskien begin hy hulle sondes neerskryf langs hulle name. En hy staan na 'n rukkie op en hy sê, laat die een wat sonder sonde is vandag die eerste klip gooi. En toe hy dit klaar gesê, toe sak hy weer af en hy skryf verder, want jy sien Piet is ook daar. En hy skryf Piet se naam en hy skryf Koos se naam. En die Bybel sê, een vir een draai al haar aanklaers om. En hulle loop weg, totdat slegs sy en Jesus oorbly. Hoekom bly net Jesus oor? Want Jesus is die enigste een tussen al daardie manne wat daar gestaan het, wat geen sonde gepleeg het nie. Jesus is die enigste een wat die reg het om 'n klip op te tel en haar te stenig. Jesus is die enigste een wat selfgeregtig kon wees om haar lewe te neem. En toe net sy en hy wat die reg het om dit te doen oorbly, vra Jesus vir haar, waar is al jou aanklaers? Sy sê, julle het almal weggeloop. En Jesus sê, gaan dan heen en sondig nie meer nie. Hy herinner haar nie aan alles wat sy verkeerd gedoen het nie, maar hy roep uit haar uit die beste weergawe van haarself. Hy roep haar potensiaal uit. Ek gaan die laaste 2 vroue met skep. Maar vandag,
eer ons die vrouens in ons lewe. Ons eer die vroue in die koninkryk. Miskien net vinnig die laaste een, eer Jesus vir Anna. In Lukas 2, jy kan dit op jou eie tyd gaan lees. Sy is 'n bejaarde weduwee, onbekend, maar die hemel ken haar naam. Vir jare lank het sy gebid, sy het gevas, sy het gewag. En toe Jesus uiteindelik in die tempel verskyn as 'n baba, is sy die een wat hom herken. Vandag vir jou sê, as jy dalk bejaard is, as jy dalk meer ervare is as die res van ons, dan verval jou bruikbaarheid nie in God se koninkryk nie. Ouderdom daar's geen expiry date in die koninkryk van God nie. As jy op aftrede staan en jy moet dalk aftree by jou werk, dan wil ek vir jou sê, daar's 'n purpose vir jou in die koninkryk van God. Ons is so geseënd in City of Hope. Hier het ons vir Pastorina, en ek weet mense vra nie vir 'n dame ouderdom nie, maar asseblief Pastorina, jy's verby daai punt wat jy skaam is oor die ouderdom. Hoe oud is jy vandag? Pastorina is 78, sy word nog steeds deur die kerk in diens geneem, en sy doen 'n wonderlike werk om na ons bejaarde mense om te sien. Sy's elke week, ure lank is sy in die tronk, waar sy vir die inmates Bybelskool leer, en hulle help om hulle te rehabiliteer. En wat 'n blessing is sy en vele ander. Daar's Pastor Johan, 75, 76, wat meeste van ons berading doen, en soveel andere. Wat 'n voorreg om in 'n gemeente te wees waar oud en jonk en middelmatige ouderdom saam kan werk en 'n purpose kan hê in God se koninkryk. En ek wil jou aanmoedig, as jy dalk by 'n tyd is waar volgens werk jy moet aftree, kom maak jouself beskikbaar en sê ek wil 'n volunteer funksie verrig. Kan ek iets kom doen vir die kerk? Ons het jou nodig, ons het jou kundigheid nodig, ons het jou ervaring nodig. Die koninkryk van God het jou nodig. Dit laat my dink aan 'n naamlose hofmeester, Asher, wat by 'n herlewingsdiens gedoen het. En daar was 2 jong manne, tienerseuns, min of meer 16 jaar oud, wat hierdie diens wou kom bywoon, en hulle het in die tent ingeloop en probeer kyk as daar sitplek, en hulle kon geen sitplekke sien nie, want die plek was jam-packed gewees, soos die Engelse sê. En nadat hulle vir 5 minute of so probeer het om 'n sitplek te kry, toe sien hulle daar is nie 'n sitplek nie, en hulle draai toe om en sê maar hulle gaan maar eerder terug huis toe. Hier is nie plek nie. En soos wat hulle uitloop in die parkeerarea, is daar 'n naamlose Asher, 'n naamlose hofmeester, wat die 2 jong manne opspoor. En hy sê, "Waartoe is julle op pad?" Hulle sê, "Nee meneer, ons kon nie plek vind nie. Ja, ons gaan maar eerder huis toe." En hy sê, "Wag, ek gaan vir julle 'n plek kry. Daar's 'n plek. Ek weet van 'n plek wat ek vir julle gaan kry." En hy bring daardie 2 jong manne amper na die voorkant van hierdie tent toe. En daar's toe net 2 oop sitplekke, en hy vra toe die mense om op te skuif dat hulle langs mekaar is. En hy sit hierdie 2 jong tienerseuns langs mekaar, en toe die reddingsboodskap uitgaan en die evangelis mense nooi om vorentoe te kom, toe spring daar die 2 jong manne op en hulle hardloop na die altaar toe en hulle gee hulle harte vir Jesus. En een van daardie jong manne se naam is Billy Graham. Een van die grootste evangeliste van ons tyd wat miljoene mense na Jesus gelei het. Ek en Katinka het die voorreg gehad om sy museum deur te gaan in Charlotte, Noord-Carolina. En ons almal ken vir Billy Graham, maar nie een van ons weet eers die naam van daardie naamlose hofmeester Asher, wat vir Billy Graham en sy tienervriend 'n plek gesoek het en gesê, "Nee, julle moenie uitmis vanaand nie. Julle het 'n afspraak met die Here." En net soos hierdie jong man, of hierdie Asher, was Anna daar, niemand het haar geken nie, maar die hemel het haar geken. En ek en jy mag dalk 'n rol vervul, ons mag dalk nie op die verhoog staan in die spotlight nie, ons mag dalk 'n hofmeester wees, ons mag dalk 'n parkeeramptenaar wees wat die mense help om in te ry. Weet jy, mense besluit in die eerste 7 minute wat hulle by 'n kerk aankom of hulle gaan terugkom. Lang voordat Beryl begin sing het of ek begin preek het jy al klaar in jou onderbewussyn besluit of jy gaan terugkom. As jy nie gemaklik parkeer nie en is die mekaar daar en jy kan nie jou parkeerplek kry nie en jy met daai praat doen van jou stop in die straat en jy dink iemand gaan hom dalk skuur met 'n sleutel of iets aan hom doen of
Jy kan nie lekker by die badkamer uitkom nie, want die tekens is nie duidelik nie, of jy sukkel om jou kind by die kinderkerk in te teken. Lang voordat jy in die diens instap, het jy reeds besluit of jy terugkom. En daarom het ons elke mens nodig, om hulle deel te doen, om mense hulle te laat welkom voel in ons Vader se huis. Ek en Katinka het die voorreg gehad om by Stephen Furtick se kerk, ek het dit gesê, by Elevation te wees. En hy het 'n wonderlike preek gepreek en die musiek was amazing. En iets wat my die meeste getref het, toe ons daar instap, daar's duisende, 40 minute voor die diens, duisende mense. Die staan so in queue om in te gaan en 'n halfuur voor die tyd, dan maak hulle daai deure oop, dan sit 'n stampede, dan hardloop mense vir stoele. Ons was 40 minute voor die diens daar en ons kon slegs plek kry in die 5de agterste ry. Maar daar het 'n dame ons ontmoet, ek kan nie haar naam onthou nie. Een van hulle welkomspan. En ek wil vir jou sê, die manier wat daardie mense ons geselebrate het, dat ons die eerste besoeker is, het ons laat voel of ons royalty is. Maar hulle het nie net met ons gedoen omdat ons pastore is nie, hulle het met elke nuwe besoeker gedoen. En so in ons tyd daar 3 of 4 mense ons raakgeloop en gesê is, want jy het nou 'n kaartjie dat jy 'n nuwe besoeker is. En hulle het ons geselebrate. En so het hulle elke nuwe besoeker geselebrate. My so laat dink aan hierdie naamlose Asher. En God wil jou en my gebruik. Die woord wat in ons harte het, die Here sê, in die Engels sê hy vir ons, can you host my harvest? Kan julle die oes wat ek wil inbring in hierdie plek in, kan julle hulle host, kan julle hulle laat welkom voel? En ek wil 'n beroep op elkeen van jou maak, elkeen van u maak, om jouself beskikbaar te stel, en te sê, ja, dis alright om kerk toe te kom. Maar ek wil soos daardie vrou van bloedvloei, ek wil deurdruk deur die skare. Ek wil nie net kom om my eie behoeftes te ontmoet. Ja, ons wil ons eie behoeftes ontmoet. Maar dit is beter om te gee as om te ontvang. Dis beter om te gee. Ek wil op jou 'n beroep doen om deel te raak van ons span by hierdie kerk. Dat ons die mense wat God vir ons hiernatoe kan stuur, kan host, kan welkom heet, in Vader se huis kan laat welkom voel, sodat hulle 'n aanraking met hom kan hê, sodat hulle lewe kan verander. Ek het dan die voorreg gehad om 'n tafel te sit met seker 6 of 7 Amerikaanse biljonêers. Ouens wat ons kan nie indink die tipe geld wat hierdie mense mee deel nie. En een van hulle se getuie is, ek het al die geld in die wêreld gehad, maar ek het nie 'n purpose gehad nie. Ek het miljoene dollars gehad, maar ek het nie 'n purpose gehad nie. Totdat ek by die Gideons Bybelgenootskap betrokke geraak. Hy sê, ek was so bang dat mense my so verwerp as ek my getuie deel. Ek het my Bybeltjie gevat, daai klein Bybeltjies, en ek het hom bo op die petrolpomp neergesit en gesê, Here, asseblief, laat iemand tog net hom kry wat hom nodig het. Dan spring ek in my kar en ek jaag weg. Kyk in my triespieeltjie en hoop iemand kry hom. Vrees vir mense gehad, vrees vir verwerping gehad. Miljoene en biljoene dollars in die bank, maar kon nie mense in die oë kyk nie. Ek sê totdat ek by Andre Duplessis uitgekom het, vriend van ons in Magersfontein, en hy my begin disipel het, gesê kom Suid-Afrika toe op 'n Bybelblits. En dan moes ek met 'n klas vol kinders praat in die Oos-Kaap, Bybels uitgedeel. Die moslim onderwyseres het baie aandagtig geluister en ek gedog sy gaan my aangee na die tyd. Maar toe al die kinders uit die klas uit is en hulle Bybels ontvang het, toe kom sy stilweg na my toe en sê, meneer, can I also get a Bible? En ek het daar die voorreg gehad om aan Jesus toe te lei. En dit het my lewe verander. Dit het die vrees van verwerping en die vrees van mense oor my lewe gebreek. Want ek het besef, as ek stil bly, sou sy hel toe gegaan het. As jy stil bly en ek stil by my vriend, dan gaan daar mense hel toe gaan. As ek en jy aanhou in die vrees van mense leef, dan is daar ander wat gaan hel toe gaan. En God wil vir jou en my weer 'n purpose gee, 'n nuwe purpose, om sy evangelie te bring, die goeie nuus van die koninkryk, vir die mense rondom ons. En God roep vir jou en my, man en vrou, groot mens en jong mens, kind,
om deel te word van sy leermag, om die goeie nuus te bring